Dankie Here vir die Gees wat ons leer en lei in die volle waarheid. En dankie Here dat U vanmôre vir ons sal help, insig sal gee, verstand sal verhelder sodat ons vernuwe sal word in die gees van ons gemoed. En ons dankie daarvoor. Amen. Amen en amen. As ek hierdie Bybel vat, if I take this Bible, maybe you got a mooier ene. If I take this Bible, waar pas ons in? Where do we fit in this Bible? En dis wat ek vanmôre probeer uitlig. Ek gaan vanmôre, en voor ek wil vir u 'n tydlyn probeer uitlig vanmôre. So ek maak die Bybels oop, en kom ons lees uit die boek van Romeine, en ek gaan vir u so 5 versies lees, in Romeine hoofstuk 5, vers 12, en dan gaan ek lees tot en met vers 17, maar ek wil hê jy moet spesifiek aandag gee op wat die Engels sê, want die Engels gaan dit vir ons 'n bietjie mooi anders te sê. Is jy almal daar? Hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Jy moet baie mooi luister. Voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Alright? For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Alright? So kom ons kry net ons gedagte reg omtrent dit. Sonde word nie toegereken waar daar nie 'n wet is nie. Vers 14 sê, tog het die dood geheers van Adam tot op Moses. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Nevertheless, daar was nie 'n wet nie, en wet word nie toegereken nie, of sonde word nie toegereken nie. Hy sê, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, have abounded unto many. Vers 16. Nie soos die een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe uit baie misdade tot vryspraak. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, deur die een veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Okay, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which have received abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Kan ek gou 'n opsomming maak? So, waar pas jy en ek nou in?
Die Bybel sê, die dood het geheers vanaf Adam, en ek gaan probeer mooi skryf, Adam tot op Moses, het die dood geheers. Nee, dis mos wat ons gelees het. OK, vanaf Moses tot op Jesus het die right? En wat sê die wet van? Die wet van sonde plus die dood. Alright? Toe kom die Here Jesus en hy verskyn, die skrif sê mos in Galasiërs, toe die volheid van tyd kom met God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou onder die wet. Alright? Gebore uit 'n vrou onder die wet, sodat die wat onder die wet was, vrygekoop kan word van die sonde. Toe kom die Here Jesus op die toneel, maar hy betaal nie onmiddellik die dood nie. Hy betaal nie onmiddellik die prys nie. Vir 3,5 jaar leef hy op die aarde, en toe betaal hy die prys, en toe is daar 'n tydperk wat ek nou gaan, waar daar 'n afsnypunt kom, en toe kom daar 'n wêreld, 'n toekomstige wêreld. As jy jou gedagtes 'n bietjie wil terugvat, dan het ek 'n paar keer oor dit gepreek. OK, van die kruis is daar 'n tydperk vir 'n generasie, wat hy baie duidelik in Matteus sê. Daai generasie was 40 jaar, en dan na dit is daar 'n wêreld wat sal volg. Alright? Is daar 'n wêreld wat sal volg? OK, so kom ons kyk gou 'n bietjie. As ek nou na die lewe van die Here Jesus vat, dan moet ons gaan en dan moet ons kyk na wat Matteus 15 vir ons gesê het. Matteus 15 vers 24. Matteus 15 vers 24. En ek wil vanmôre hê jy moet baie beslis verstaan, waar pas ons in? Waar pas ons in? Ek praat van ons. Matteus 15 vers 24 sê hierdie ding. En toe die vrou vir hom sê, Here, maak my kind gesond, toe sê hy vir haar hierdie woorde: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Sê, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Met ander woorde, vir hierdie periode, ek gaan dit nou maar hier aanskryf, alright? Omdat ek nie plek op die bord het nie, gaan ek hier aan, alright? So daar sien ons wat Matteus 15 sê. Dit is nou vir Jesus. As ek na die boek Matteus 10 toe gaan, en ek gaan lees vers 5, en ek gaan lees vers 6. Ek weet van hierdie goede het ek al gepreek, maar ek wil net hê, ek en jy moet verstaan, waar pas ons in? Waar pas ons in die tydlyn van God? Want hierdie is 'n tydlyn. Alright? Hier is 'n tydlyn, en dit sê wat het gebeur. Nou, tussen daai tydlyne was daar mos nou Adam, en daar was al die ander mense, maar onthou een ding, hulle was almal onder die veroordeling van die dood, omdat een mens gesondig het. En daarom moes Christus gekom het, om die dode op te wek. Alright? Matteus 10 vers 5 sê, Jesus het die 12 uitgestuur, en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan na die pad van die heidene, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie. Gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Alright? So these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans enter ye not, but rather go to the lost sheep of the house of Israel.
In ander woorde, hierdie 3,5 jaar het Jesus en sy disippels net vir Israel opgetree. Hoekom sê hy the lost sheep of Israel? Onthou een ding, daar was die Mede en die Perse, en daar was Griekeland, en daar was wat ook al wat die Jode verdruk het, en die laaste wat verdruk het was die Romeine. En hierdie Jode is reg oor die wêreld versprei. En hy praat nie van die wêreld nie, hy gebruik 'n spesifieke Griekse woord wat sê die oikomene. Met ander woorde, hulle wat vasgevang was onder beheer van 'n ander heerser wat versprei is. So gaan net na die verlore skape van die huis van Israel, verlore. Alright, na die huis van Israel. En dit was sy hele bediening op aarde. Hy het gegaan om Israel te wys dat hy het gekom om te vervul wat die wet en die profete aangaande hom gesê het. En daarvoor gaan ek vir dit wys, jy kan vir my na die boek van Lukas toe blaai. In Lukas hoofstuk 24. Alright, Lukas hoofstuk 24. En ek kan vir die vers 44 lees en vers 45. Lukas 44. En dit is nou, op sy aardse bediening was hy vir Israel. En toe sterf hy. En toe verskyn hy aan sy disippels. Lukas 24. Alright, Lukas 24. En hy sê vir hulle hierdie stelling. Lukas 24 vers 44. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek en ek moet eintlik na vers 44 toe gaan, ekskuus. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En toe open hy hulle verstand om te verstaan. Alright? So, and he said unto them, these are the words which I have spoken unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. En dit is belangrik, want ek kan dit koppel aan Hebreërs hoofstuk 1 vers 1. Ek dink nie ek het dit vir jou gee, as ek dit vir jou gee. Hebreërs hoofstuk 1 vers 4 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek het, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Alright? So, nou sien ons, dan sien ons dat die Here Jesus gee vir sy disippels opdragte. Alright? Maar die opdragte is vir sy disippels, en ek sal dit hopelik vir jou vandag kan uitwys, dat dit gaan oor die verlore skape van die huis van Israel, wat in verspreiding was. En jy kan, as jy na die boek van Petrus lees, dan sê hy, aan die verstrooides, in Galasiërs, Korintiërs, wat ook al, noem hy al die dorpe waarin Petrus skryf. Maar hier kom 'n belangrike ding, blaai saam met my na die boek van Galasiërs toe. Galasiërs, hoofstuk 2, vers 8 en vers 9. Halleluja. Galasiërs hoofstuk 2, vers 8 en 9 sê, want hy wat Petrus, is julle daar? Want hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenis
Hoor julle? Het my ook bekragtig met die oog op die heidene. Petrus is vir die Jode en Paulus vir die heidene. Interessant, né? Onthou, ek gaan nou na die kruis aan, alright? So Petrus is vir die heidene, Paulus, for he that wrought effectively in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. Alright? Nou sê, en toe hulle merk, die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas is nou Petrus, en aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Baie belangrik. And when James and Cephas and John, who seemed to be the pillars, right, of the gospel, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. So Paulus, hier kom 'n duidelike skeiding, 'n duidelike skeiding. Hier's die Jode en daar's die heidene, 'n duidelike skeiding. En dit is nou baie interessant hoekom Paulus dit nou sal sê en hoekom hy dit nou so. Ek wil hê ons bly in die boek van Galasiërs, bly na Galasiërs hoofstuk 1 toe, en ek gaan vir die vers 11 en vers 12 lees. Ok, sê in vers 11, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. Ek gaan nou so 'n bietjie daarop uitbrei. Hy sê, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer of maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. For I neither received it of a man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Here, dis interessant. Dis interessant. Paulus sê, toe die Here my ontmoet, kon ek geen apostel gaan sien. As jy nou Galasiërs deurgaan, hy sê ek het 14 jaar later eers behoorlik kennis met hulle gemaak. Want ek moes na die berg toe gaan waar God die wet gegee het, en ek moes gaan seker maak, dat dit wat ek as 'n openbaring ontvang het, werklik die werklikheid is. So hy sê, ek het dit nie van 'n mens gekry nie. Mense het my ook nie deur 'n Bybelskool gestuur nie. Ek het dit direk ontvang van Jesus Christus self, maar op grond van 'n openbaring. Ek hoop u lees baie u Bybel. Dan sal jy agterkom hoeveel openbarings hy werklik gehad het, want hy sê, as gevolg van die menigte openbarings, het die duiwel my 'n engel gegee om my te kastei. As gevolg van die hoeveelheid openbarings, het die duiwel my 'n engel, het die engel van die duiwel my gekastei. Want Paulus, moet ek en jy verstaan, het nie wat ek en jy het nie. En Paulus moes veg vir hierdie evangelie, sodat die waarheid by ons moet uitkom. En Paulus was die beskermer van die openbaring van hierdie evangelie. Paulus was die beskerming van die openbaring wat aan die heidene oorgelewer was. Alright? Hy was die beskermheer vir dit. As ek na Efesiërs hoofstuk 3 toe gaan, net om te bevestig van wat ek nou sê. Efesiërs hoofstuk 3 vers 3 sê, dat hy aan my
deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks geskryf het. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote before in a few words. Ek gaan sommer myself net so 'n bietjie spring. Hy sê wat in ander tye aan die mense kinders nie geopenbaar is, soos dit nou geopenbaar is. Alright? Ek spring myself nou so 'n bietjie voor. Met ander woorde, Paulus het 'n werk gehad om te openbaar wat vir eeue en vir geslagte verborge was. Alright, verborge was. En het God dit vir hom deur 'n openbaring gegee dat hy dit moet openbaar. Wat daardie verborgenheid is en waaroor dit werklik gaan. Right? So Paulus moet dit bekend gestel het. Dit was vir eeue en geslagte verborge. Nou wil ek jou vat en ek wil net so 2 skrifties gebruik om te wys waar kom die heidene in hierdie hele opset in. Nou daar's 2 leerstellings, ek kan jy dalk so 'n bietjie sê, die heidene is heidene, maar daar's ander mense wat ook glo dat ons as die wit nasie, wat deur verdrukking in Europa weggevat was, as gevolg van die verdrukking, het die wit nasie, was Juda wat verdruk was, en hulle het geïmmigreer na Afrika toe, in Suid-Afrika, so daar's 2 leerstellings. En as jy dit nou wil glo, is jy baie gelukkig, dan is jy nou in die nuwe Israeliese beweging, en God het 'n vywer vir hulle. Alright? Maar, dit is nie waaroor ek wil gaan praat nie, sê. As ek na Efesiërs hoofstuk 2 toe gaan, en ek wil vir die vers, is ek nou daar? Efesiërs hoofstuk 2, vers 11 en vers 12 sê, ekskuus man, hierdie ding bly raas, ek wat my bril afhaal nou raas sê. Efesiërs hoofstuk 2, vers 11 en 12 sê, daarom onthou dat julle, wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Alright? Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Luister nou wat sê. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Here, dis that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Wat 'n skok. Wat 'n skok. En ek gaan dit net mooi bevestig. Ek wil hê jy moet gou vir my daar na Romeine toe gaan. Ek wil dit net gou 'n bietjie bevestig. Romeine hoofstuk 2 vers 14. Met ander woorde, ons was sonder hoop en sonder God in die wêreld, geen verbond, geen niks met die heidene. Dis 'n skok, né? Nou sê hy vir ons in Romeine hoofstuk 2 vers 14. Hy sê, want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van self die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, alhoewel hulle geen wet het nie. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Met ander woorde, Willem,
Ons het vir onsself 'n wet gemaak, waar daar nie 'n wet was nie. Wat ek nou vanmôre vir jou wil sê is dit. Die heidene kom eers met die roeping van Paulus in, na Galasiërs toe, kom die heidene eers in. Dit wil sê, op hierdie tydlyn van God, was die dood was nooit veronderstel om te heers oor ons nie. Die wet was nooit veronderstel om te heers oor ons nie. Die aardse bediening van die Here Jesus was nooit veronderstel om op ons van toepassing te wees nie. Hy het net gekom om reg te maak wat die wet van sonde en dood veroorsaak het. Kom ek lees dit vir jou. Romeine, hoofstuk 8, vers 1 en 2. Romeine, hoofstuk 8, vers 1 en 2. Here Willem, toe ek die goed ontdek, toe ek die goed begin raak sien, dan kom ek agter, ek het myself gesnoeker. Ek het myself onder 'n juk van diensbaarheid geplaas waarin God my nie geplaas het nie. Onthou jy toe die Here Jesus met sy disippels praat, toe sê hy vir hulle, julle moenie na die heidene toe gaan nie, want ek het skape van 'n ander kraal. Maar hulle gaan eers inkom wanneer dit hulle gepaste tyd is. Nou luister wat sê Romeine hoofstuk 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. For the law of the Spirit of life, met ander woorde, na Christus se opstanding is daar 'n ander dimensie, of 'n ander lewe, of iets anderste, of 'n ander weg, word jy dit ook al benoem, 'n nuwe lewende weg, alright? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Hallo? Met ander woorde, dit was nie op die heiden van toepassing. Want die dood het geheers van Adam tot Moses. Die wet van Moses tot by die Here Jesus. But God have set me free from the law of sin and of death. But I was never under it. So die wet van Moses en die oortreding van Adam het geen vloek op my lewe geplaas nie. Ek ontvang net wat Christus beskikbaar gestel het, nadat die testamentmaker dood is. Dan word die testament oopgemaak. En daarom kon hy vir hulle, voordat hy dood gegaan het, vir hulle gesê, 'n nuwe gebod gee ek julle. 'n nuwe gebod gee ek julle. Ek gee julle nie wat Moses of wat God aan Adam toebedeel het, dat almal moet sterf nie. Ek gee jou ook nie wat God aan Moses toebedeel het nie. Ek gee jou 'n nuwe gebod. En ons sal agterkom dat hierdie nuwe gebod gaan eintlik oor die lewe van God. Maar ek wil nie myself te ver vooruit gaan nie. En Paulus sê, ek kom om hierdie verborgenheid aan die Jode bekend te maak, wat vir eeue en geslagte verborge was, wat God aan my geopenbaar het.
So niemand het dit geweet nie. Selfs nie hierdie apostels wat vir die Jode moes gaan preek nie. Selfs hulle het dit nie geweet nie. En daarom moes God vir Paulus in die lewe inroep, en daarom moes God vir Paulus eenkant toe vaskeer, en God moes vir Paulus die openbaring gee, wat betrekking sal hê om die heidene in te trek in die plan van God. Ek en jy was nie eens hier betrek nie. En ek gaan nou vir jou wys, ek en jy was ook nie eers hier betrek nie. Hierdie is die verwoesting wat plaasgevind het, wat jy sal optel, en ek gaan volgende week daaroor praat van Openbaring 10, waar die 7de bassein blaas. Hoe skryf 'n mens nou bassein? Waar die 7de bassein blaas, dan is dit eers, nadat die 7de bassein geblaas het, dan is dit eintlik eers van toepassing op die heidense volke. So wat wil ek nou vanmôre vir jou sê? Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here Jesus het 'n stelling gemaak in Johannes 14 vers 6. Jy kan maar daarna bly as jy wil. Johannes 14 vers 6. Hy het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. I am the way, the truth and the life. Ek wil hê jy moet spesifiek lê. And no man cometh unto the Father but by me. Right? So wat het hy oopkom maak? Hy het die weg na die Vader toe kom oopmaak. En ek kan vir jou dit nou uitwys, die weg na die Vader toe oopgemaak. Blaai saam met my na die boek van Korintiërs toe, na Handelinge toe. Handelinge hoofstuk 7. Handelinge hoofstuk 7. En ek gaan vir die vers 47 en vers 48 lees. Handelinge hoofstuk 7. Handelinge hoofstuk 7, vers 47 en vers 48. Hy sê, Salomo het 'n huis vir hom gebou. But Solomon built him a house, right? Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. The Most High dwelleth not in temples made with hands, as the prophet said. In ander woorde, Paulus bou vir hom huis, Salomo bou vir hom huis, maar hy sê baie duidelik, God bly nie in 'n huis wat met 'n hand gemaak is nie. Handelinge 17 vers 24. Handelinge 17 vers 24. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. The God that made the world and all things therein, seeth that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Ook word hy nie deur mense hande gedien. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem alles gee. Neither is he worshipped by men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Dit wil sê, die tempel
van Moses vir die heidene is 'n mors van tyd. Hoor jy wat ek sê? Die tempel van Moses, die wet van Moses, die tempel van Moses is vir ons wat heidene is 'n mors van tyd. Die lering van tempels is vir die heidene 'n mors van tyd. Want ons is verlos van die wet van sonde en van die wet van dood. Nou Here, wat nou? OK, kom ons kyk, wat sê Johannes 14:23? Gaan gou 'n bietjie terug daar. Johannes 14 vers 23. Johannes hoofstuk 14 vers 23. Hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhet, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. God bly nie in 'n tempel wat met hande gemaak is nie. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and we will make our abode with him. Nou wat nou, Here? Daarom kan Paulus vir jou in Korintiërs hierdie stelling maak. Kom ons blaai dan nou Korintiërs hoofstuk 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16. Onthou, God bly nie in tempels wat met hande gemaak is nie. En ek en my Vader gaan ons woning by jou kom maak. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16 en vers 17. Bly maar, ek wag vir jou. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Here, wat 'n skok. For if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Dit wil sê, as ek nou so luister na wat die Gees van die Here vir my sê, dat as ek die tempel van God koppel aan die tempel van sonde en dood, het ek 'n probleem. As ek die tempel van God, wat alreeds heilig is, as ek dit besoedel met die tempel van sonde en dood, het ek 'n probleem met die Gees van God wat in my woon. Dit sê, as ek agtergekom het waar God is hierdie wat in elk geval nooit van toepassing was nie, vir altyd nie van toepassing nie. Okay, kom ons kyk daar, wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19, net so 'n bietjie verder. Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? Here, wat 'n skok. Wat 'n skok. Met ander woorde, ek as 'n heiden behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan wat geopenbaar is aan Paulus,
wat hy hier bekend moet maak. Luister, hy moet dit hier bekend maak. En as hy dit ten volle bekend gemaak het, dan moet Paulus sy lewe vir hierdie evangelie gee, en dan gaan God die teestanders van hierdie evangelie waarvoor hy die prys betaal het, dan gaan God hierdie teestanders uit die weg uitvat. Onthou toe die boek van Romeine geskryf was die tempel nog in sy bediening. Die Jode het nog die tempelbediening gehad, en daarom moes Paulus baie sterk teen dit uitspreek, en hierdie, sal ek maar sê, kom ek noem dit die abomination. Kom ek noem dit die teestanders van God, die teestanders van die evangelie, die teestanders waarvoor Christus die prys betaal het. Hy moes hulle uit die weg uitruim, sodat die teestanders uit die pad uit is, en dit wat God aan Paulus geopenbaar het, van toepassing kan raak in 'n nuwe wêreld. En daarom moes God hierdie hele stelsel uit die pad uitvat, sodat 'n nuwe wêreld kan opereer onder die genade van God. Die voordeel wat die kruis vir my ingehou het, die voordeel wat die kruis vir my ingehou het, ek het saam met hom dood gegaan, sodat ek saam met hom kan opstaan en 'n nuwe wêreld kan lewe wat aan niemand voorheen bekend gemaak was nie. Alright, aan niemand voorheen. En hierdie nuwe wêreld was nie eers aan die apostels van die Here Jesus bekend gemaak nie. As Paulus was veronderstel om dit aan die hele pilare van die kerk bekend te maak. En toe besluit hulle, jy kan maar na die heidene toe gaan, ons gaan nie na die heidene toe. En ek en jy pas glad nie in, van hier af tot daar nie. Ek en jy pas glad nie in, van hier af, van die verwoesting van Jerusalem af. Die verwoesting van die tempel het alles te doen om die teestanders van die evangelie vir 'n nuwe wêreld uit die pad uit te kry. Sodat die lewe van God, wat in Christus Jesus was, geopenbaar kan word. Iemand vra vir my nou die dag, hy weet nie hoe om dit vir my te sê nie. Ek sê dit dan maar net reguit. Hy sê, hy het in sy hart die woorde wat die Here Jesus gesê het omtrent 'n ander geslag, en hy weet nie hoe moet hy dit verwerk nie. Ek sê my oom, onthou net een ding, die ander geslag was daai geslag. Die ander geslag was daai geslag. Die ander geslag was hulle wat die vader of die duiwel as hulle vader het. En hulle was die ander geslag wat hom probeer uit die weg uitruim, sodat die plan van God nie in werking kon kom nie. So ek en jy is nie deel van die ander geslag van die Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Ons is nie deel daarvan nie. Ons is eers ingebring nadat die verborgenheid, en ek gaan dit volgende week vir jou uithaal, nadat die verborgenheid vervul is, kom ons eers in berekening. Dan kom ons eers in die koninkryk in. Dan kom ons eers in daar waar ons veronderstel is om te wees. Ek het ietsie geskryf in Hebreërs 10 vers 10, ek weet nie, ek wil net gou kyk wat dit is, so 'n bietjie uit my kop uit, Hebreërs 10 vers 10, sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal.
Met ander woorde, toe die Here Jesus daai prys betaal, is die offer betaal eenmal om my heilig te kry. En die hele wêreld wag vir 'n nuwe wêreld waarin daar geregtigheid woon. Het jy gehoor wat ek sê? Die hele skepping wag vir 'n nuwe wêreld waarin daar geregtigheid woon, want die ongeregtigheid is van daar af tot hier weggevat en al wat oorbly is die geregtigheid van God in Christus Jesus. En hy sê, ek het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat jy die geregtigheid van God kan word, in Christus Jesus. Met ander woorde, in die tydlyn van God, toe die volheid van die tyd kom, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was vry te koop. Ek was nie onder dit nie. Maar die gedeelte wat sê, sodat ons die aanneming van kinders kan kry, prys die Here. Met ander woorde, kinders van God. Heidene wat kinders van God geword het eers hier plaasgevind. Nadat God die wêreld gereinig het van die, ek het nie 'n goeie woord nie, gee my 'n goeie woord, van die gemors. Van die saad van die slang. Van die saad van die slang, dis 'n goeie woord. God het my hier ingebring in sy heiligheid in. Toe die saad van die slang uit die pad uitgeruim. Want luister mooi, hy moes iemand in die lewe inbring, wat die kop van die slang sal vermorsel, sodat die aanneming van kinders kan manifesteer. In hierdie gedeelte, selfs almal wat gesterf het van Adam af, tot en met hierso, was almal onder die dood. En daarom moes Christus toe hier opstaan, almal verlos wat uit die dood uit was, in die dood vasgevang was. En daarom het ons, as gevolg van dit, die aanneming tot kinders. En as gevolg van die feit van die aanneming van kinders, is dit wat die openbaring moet gee, of dit wat die openbaring is. Ek gaan my nou weer volgende week vooruitspring, die Christus in jou, die hoop van die heerlikheid. En hierdie wêreld, dit lê vasgevang in die hoop. Dit lê vasgevang in die hoop, dat die heidene en hulle wat deur die Jode aanvaar wie die Christus is en nie die antichrist nie, is daar 'n hoop weggelê, dat die skepping vrygemaak sal word van slawerny. Het julle gehoor? In ander woorde, almal van hier af tot hierso was onder slawerny en Christus moes hulle hier kom vrymaak. En nou is dit ek en jy wat nadat die verborgenheid geopenbaar is, moet ons in 'n nuwe wêreld en in 'n nuwe lewe wandel. So waar pas ek en jy in die Bybel in? Ek gaan jou skok vanmôre. Daar is omtrent niks vir jou geskryf as die kind van God in hierdie Bybel wat vir jou kan leer hoe jy jou lewe op aarde moet lewe nie. Die enigste ding wat vasgevang is in hierdie Bybel nadat die bekendmaking is van die grootheid van God in jou, is dit wat die skrif sê, wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God weggeberg het vir hulle wat hom lief het. So niemand kan vir jou iets sê nie, behalwe Johannes. En ek wil volgende week moet dit aangaan. Want onthou jy dat die Here Jesus het vir Petrus gesê, toe Petrus vir hom sê, Here, ek moet jou volg, maar wat van hom? Toe sê hy sal bly totdat ek kom. Halleluja. Hy sal bly totdat as ek kom. En as ek wil hê hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En Johannes is uitsluitlik gebruik vir die lewe
om kennis te gee vir die lewe wat na die verwoesting is. Soos wat Paulus geroep is om uitsluitlik kennis te gee vir die lewe in hierdie tydperk, is Johannes geroep op die eiland van Patmos om spesifiek inligting te gee vir wat sal gebeur of wat veronderstel is om te wees nadat die Johannes, die geliefde apostel, nadat die Here Jesus die verwoesting laat plaasvind het, moet Johannes vir ons iets sê. Onthou jy wat hy vir Johannes gesê het? Sien jy hierdie klein boekie? Johannes Openbaring 10. Sien jy hierdie klein boekie? Jy moet hom gou eet. En dan moet jy gou gaan profeteer. En dan sal die einde kom. Die einde van wat? Hy sê vir Johannes, Johannes, vat hierdie boekie. Dit sal soet in jou mond wees, maar bitter in jou ingewande. Want hulle gaan jou hel gee oor hierdie evangelie wat jy nog moet gaan verkondig. Want niemand gaan dit glo nie. En toe Johannes in Openbaring 10, gaan lees dit man, in Openbaring 10, toe gaan die tempel in die hemel oop, halleluja, en God kon laat openbaar, wat of 'n werklikheid word, wat geopenbaar is aan hierso, en kan laat plaasvind. Gaan jy net so dink gee, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u hom besoek het? Right? Jy het hom 'n weinig minder as 'n goddelike wese gemaak, en jy het hom oor die werke van die hande aangestel. So daar is iets waar ek en jy, ons het ons hele lewe, ons hele godsdienstlewe geskoei op dit. Ons het ons hele godsdienstlewe geskoei op dit, wat nooit op ons van toepassing was nie. En daarom het God tydperke en periodes ingestel, sodat uiteindelik sy wil geopenbaar kan word in volle geregtigheid en heiligheid. En al hierdie goede, ek sien Carla lag so lekker, al hierdie goede was eintlik vir die Jood. Hoekom? Omdat hy God bly verloon het waar hy gekom het. Vat hy hom uit die woestyn uit, gee hom kos, dan verloon hy hom. Vat hom uit Egipte en dan verlang hy terug Egipte toe. Vat hy hom in Palestina en dan huil hy omdat die kos nie lekker is nie. En so gaan hulle aan en so gaan hulle aan. En toe hulle koning vir hulle kom, toe wil hulle koning nie hê nie. Toe hy kom vervul wat die vet en die profete aangaande hom gesê het, jou koning kom en hy ry op 'n donkie, toe sê hulle vir hom, maak daai mense stil. En hy maak 'n profound statement, daar's nie 'n ander woord nie. Hy sê as hierdie mense stil bly, dan gaan die klippe uitroep. Waarop die wet en die profete geskryf was. Dan gaan die klippe uitroep en vir julle sê, ek wil van julle vry mense maak en nie slawe nie. Julle is te dom om dit agter te kom. Vader, mag die genade van God, die liefde, die vrede en die blydskap ons deel sal wees en dat U verheerlik sal word in en deur ons lewe. Amen, amen en amen. Ek wens ek kon nog 3 ure preek, maar ek mag nie.